Ons gesels met Salome Fourie en sy is 17 jaar, of sal ek sê pas 17 jaar geword, en sy het ingeskryf vir die Maak My 'n Miljonair kompetisie. Salome, welkom op Radio Fynbos. Baie dankie, dis 'n voorreg om hier te kan praat. Ja, verseker. Nou kyk, ons almal het drome as jong mense, maar dit is vir ons niks lekkerder in die lewe wanneer jong mense sommer vroeg al by hulle drome uitkom. Nou Salome, vertel eers vir ons luisteraars, wie is Salome en hoe het jy met hierdie kersbesigheid van jou begin? Ek is Salome Fourie en ek is 'n graad 10 leier van Hoërskool Voortrekker en ek is 'n jong entrepreneur met 'n passie vir handgemaakte goed. So my besigheid het begin met kersse, maar dit het pas so 'n maand terug uitgebrei handgemaakte produkte soos badsoute, badbomme en geskenkpakkette en so. Ja, jy sien, so die besigheid het nou eintlik al klaar uitgebrei net deur die momentum wat jy gekry het uit hierdie kompetisie. So dis wonderlik. En dit het as 'n klein idee begin, maar met baie harde werk, leer en deursettingsvermoë het ek my besigheid waaroor ek nou baie trots is op. Ek glo jou en ek glo jou ouers slyp hulle tande vir daai miljoen rand. Ja. So sê gou vir my, Salome, wat motiveer jou of wat het jou eintlik gemotiveer om aan die Maak My 'n Miljonair kompetisie deel te neem? Ek wou myself uitgedaag het en meer geleer het oor my besigheid. En die kompetisie toe Albert hulle by ons skool was, so hy was nou al vir 3 jaar na mekaar by ons skool en elke jaar wat ek die kans wou gevat het my vrees myself teruggehou en toe het ek besluit ek gaan dit hierdie jaar aanpak en ek het nooit gedink ek gaan so ver vorder in die kompetisie reeds nie. Ja, nou jy sien, dit is nou daai uitdagings wat 'n mens, jy weet, as jy vir so iets inskryf, voor die tyd ervaar, maar ook tydens die kompetisie, is daar seker maar baie kere tye wat jy sê, jy weet, dit is vir jou moeilik, of daar's uitdagings, hoe hanteer jy dit? Ja, so ons het baie groot uitdagings gekry op ons kompetisie waar ons gaan toer het en ek het besef dat 'n goeie besigheidsidee nie alleen genoeg is nie, maar mens kort kommunikasie, spanwerk en vinnige besluitnemings is net so belangrik. Ja. Al het alles nie vlot verloop tydens die kompetisie soos wat ek gehoop het nie, het ek nog steeds baie geleer gekry en dit was iets wat baie min mense die voorreg het om te doen. Dis baie waar, nê, om op jou voete te dink en soos jy sê, vinnig 'n besluit te kan neem in 'n oomblik wat dit nodig is. Ek dink dit is wat een besigheidsman van 'n goeie besigheidsman onderskei. So ja, wel dan Salome. Ek moet eintlik sê besigheidsman nie, is 'n besigheidsvrou waarmee ek mos nou praat. So Salome, hoe het jy die kompetisie of hoe die kompetisie jou besigheid en jou denke as entrepreneur beïnvloed? Jy het nou al klaar gesê jy het uitgebrei, maar wat is daar nog wat dit vir jou geleer het? So dit het my geleer om groter te dink. So waar ek net gedink het aan 'n klein besigheidjie, het die kompetisie gemaak dat ek 'n groter visie skep vir my besigheid. Ja. En ek moet meer kyk na my bemarking, handelsmerkbou, kliënteervaring en langtermynbeplanning. Ja. Want ek het ook besef dat sukses nie net oor verkope gaan nie, maar oor die waarde wat jy vir jou kliënte ook skep. Dis waar, nê? En 'n gelukkige kliënt kom altyd weer terug, nê? So dit is om te kyk ook na jou produk en die kwaliteit van jou produk en al daai dinge. Maar Salome, natuurlik, ek meen jy's nou nog op skool. Nou hoe balanseer jy nou die akademie, jou besigheid, die skoollewe en dan nou nog hierdie nasionale kompetisie? Dit is nogals moeilik, maar jy het baie goeie dissipline en goeie tydsbestuur nodig. So ek sit gewoonlik naweke en dan beplan ek my week vooruit. Natuurlik gaan alles nou nie soos wat 'n mens hoop nie, want ons altyd iets wat voorval. Ja. Maar dis hoekom ek tussen my tye wat ek aktiwiteite het, is daar die hele tyd 'n tyd en ek maak elke dag tyd vir my besigheid. Ja. Want ja, dis op die stadium is dit eintlik maar die belangrikste, maar my skoolwerk word nie afgeskeep nie. Dit leer my om altyd verantwoordelikheid te vat vir iets. En dit is nie altyd maklik nie, maar mens druk deur dit. Dis waar, my oupa het altyd gesê bietjie maak baie, nê? So dis daai bietjies. So Salome, nou ons praat nou oor die kompetisie Maak My 'n Miljonair en Albert van Wyk. Vertel 'n bietjie vir my, hoe het sy mentorskap ook 'n impak gehad op jou produkontwikkeling? So Albert van Wyk het
voordat ek ingeskryf het, het hy my baie geïnspireer in baie goed, want soos, hy het in 'n baie moeilike omstandighede groot geword, en toe dink ek, okay wel, dis amper soos ek, en toe ons nou gaan toer het, my laat besef, dat suksesvolle besigheid oor baie meer gaan as net 'n goeie produk. Ja. Hulle het baie beklemtoon op 'n mens se handelsmerk, verpakking, kliënteervaring en die waarde wat 'n mens bied, net so belangrik is as 'n produk self. Ja. En hy is iemand wat mens baie maklik motiveer. So ek het baie moedeloos geraak op die toer, maar hy het my gemotiveer en iemand van 2024 het ook vir my presies Albert se woorde vir my gesê. En toe het hy gesê, elke stukkie kritiek is eintlik 'n geleentheid om jou besigheid sterker te maak. Dis waar. En ek het ook geleer om groter te dink, soos ek voorheen gesê het. Ja. So ek hoop dit help my om nog baie ver in die toekoms in te gaan. Ek glo dit sal. Salome, nou, jy is ook by die Clarence Mark, waar jy van jou produkte uitstal en verkoop. Hoe help dit vir jou om aan sulke markte deel te neem, of jy weet dan nou daar uit te stal? So die Clarence Mark is my eerste groot mark wat ek eintlik gedoen het, en dit het my die geleentheid gegee om direk met my kliënte te gesels en hulle terugvoer te ervaar. Ek het ook volgende week 'n 3 dae lang mark, dis die Kragdagmark in Pretoria, en ek kon sien waarna mense eers kyk en watter produkte die gewildste is, en hoe belangrik goeie kliëntediens is. So, daai ervaring het my gehelp om my produkte se bemarking te verbeter, en kommentaar van die kliënte terug te kry, wat is hulle behoeftes en sulke goed. Dis wonderlik. Nou, kom ons praat gou jy weet, na die kompetisie. Wat is jou langtermynvisie vir jou besigheid? So, ek wil graag hê my handelsmark moet reg oor Suid-Afrika bekend wees, vir die kwaliteit, kreatiwiteit en uitstekendheid diens. En ek het eintlik 'n baie dieper visie oor dit, soos ek wil ook, soos Albert van Wyk, hulle jong entrepreneurs aanmoedig, want ek weet hoe voel dit om 'n droom te hê, maar jy het nie eintlik iemand wat dit vir jou, wat jou support op nie. Ja. En ek wil anders groei, en ek is van plan om my eie winkel oop te maak, en om plekke reg oor die land, en eintlik internasionaal ook te gaan. Wonderlik. 'n Mens moet dit doen, en as jy aan jouself nou iets al bewys het, die feit dat jy vir die kompetisie ingeskryf het en dit gedoen het, wys dat dit reeds in jou om dit te kan verwesenlik, want jy het oor jou eerste hekkie gekom, en dis om te sê, ja, ek gaan hierdie ding doen. So well done, Salome, hoor. Baie dankie, Tannie. Okay, nou nog een laaste vraagie. So, wat 'n boodskap of raad het jy vir jou ander maats wat in die skool is, wat te bang is om hulle eie besigheid idees te beproef? So, mens moenie wag tot alles perfek is nie. Jy moet begin wat jy geleer het, soos jy groei. Ja. So, selfs die kinders, ek het al klomp van my vriende gesê, het hulle nie 'n besigheid nou nie. Ja. Sodra hulle aan die besigheidsidee dink, moet hulle nie dit terughou nie, want ek het iemand gehad wat my afgekraak het oor my besigheid, wat gesê dit gaan nie werk en sulke goed nie. En toe ek in die kompetisie deelgeneem het, was daar ook vir my gesê, nee, jy gaan uitval die eerste ronde. En toe, nou die dag toe ek alweer raak gesien, toe sê ek, okay, maar kyk jy, ek het nie laat jy my terughou van my droom af nie. Ja. En toe sê ek ook vir hulle, jy gaan foute maak, maar elke fout leer jou iets nuuts. En as jy nie aksie gaan neem nie, gaan daar niks gebeur nie. Dis baie waar. So, jy moet nooit terugstaan vir wat jy hoop jy kan bereik eendag nie, want sodra jy gaan droom en hoop jy doen dit en jy gaan aksie neem daaruit, sal dit 'n sukses wees daarvan. Verseker. Nou Salome, een laaste ding, as jy nou weer die geleentheid, jy is nou so ver in die kompetisie al, van Maak My Miljonair, maar as jy die geleentheid kry om weer deel te neem, wat sal jy anders gedoen het tot nou toe?
As ek weer die geleentheid gekry het om deel te neem, sal ek dit met baie meer ervaring, selfvertroue en kennis aanpak. Ja. Want die kompetisie het my nie net geleer om 'n beter entrepreneur te wees nie, maar ook hoe om onder druk te werk en vinnig besluite te neem en hoe belangrik spanwerk en kreatiwiteit en aanpasbaarheid is. Ja. So, as ek volgende jaar weer deelneem, sal ek met 'n sterker besigheid idee of selfs net 'n beter groei teruggaan en met 'n voorbereiding en 'n duideliker visie terugkeer. Mooi, jy sien dan het jy al klaar baie geleer. Jy is nou vandag Ja. vir my 'n inspirasie en ek glo vir baie groot mense daar buite wat so op 'n droom sit en jy weet om eintlik warm broei maar nêrens met hom kom nie. Ek dink jy het ons almal nou vandag inspireer en ons wil net vir jou sê ons vertrou en bid alles van die beste vir jou. En ons is opgewonde om te sien wat verder gebeur en eintlik weet ek jy's klare wenner net hier waar jy vandag is met alles wat jy vandag vir my gesê het. So ons is verskriklik trots op jou, hoor jy? Baie dankie Tannie. Okay, Salome, nou maar dit was lekker om met jou te gesels en jy met 'n mooi dag verder hê. Dankie Tannie ook. Goed Salome, mooi dag, tata. Baie Tannie.